Goeiedag, ek is Johannelie Knoetse. Ek is 'n maatskaplike werker in privaat praktyk wat spesialiseer in spelterapie of speelterapie. In hierdie tyd waarin ons almal as gevolg van corona onseker en erg omvergegooi voel, is ons dikwels besig om voorraadopname te doen van waar ons op emosionele vlak ten opsigte van die siekte, ons finansies, verhoudings en die toekoms lê. Net soos volwassenes, doen kinders op hulle verskillende ontwikkelingsvlakke dit ook. En deel hulle ook met onsekerhede soos, wat gaan hierdie siekte op die ou end in ons land maak? Wat gaan gebeur as ek een van die is wat dit kry? Wat gebeur as mamma of pappa se geld opraak, soos hulle jou oor bespiegel rondom finansies? Hoekom is pappa so kwaai deesdae? Hulle verstaan nie die intensiteit van ons bekommernis oor die einde van die maand se rekeninge nie. Soos dinge in ons lewens verander met die inperkingsregulasies wat verander en sommige kinders wat mag terugkeer skool toe ensovoorts, het kinders nodig om nou weer aanpassings te maak. Om te deel daarmee dat hulle vertel was, daar is vreeslike kieme by die skool, julle mag glad nie daar kom nie, net by die huis bly. Nou, moet hulle terug aan skool toe en die kieme nou? Dit is belangrik, dat ons kinders se denke en ons sekerhede en vrae rondom dit wat tans in hulle wêreld aan die gebeur is, met hulle hanteer, om hulle te help om te midde van die chaos steeds besig te wees om te groei en te ontwikkel. Omdat tyd nie gaan stilstaan het, toe die wêreld gaan stilstaan het nie. So, kom ons begin by wat jou as ouer se belangrikste taak in hierdie verband is. Daar is 4 aspekte wat ek dink van belang is. 1. Jy wil uitvind wat jou kind alreeds weet. 2. Jy wil hulle onsekerhede en vrese aanspreek. 3. Jy wil seker maak dat hulle ingelig is en dat daardie inligting ouderdomstoepaslik is. En jy wil hulle veral weer in beheer laat voel. Om uit te vind wat jou kind reeds weet, vra jy eenvoudig vrae op sy of haar ouderdomsvlak. Vir ouer kinders kan jy vra, wat weet jy van die coronavirus? Wat wil jy meer weet? Vir jonger kinders sal jy kon sê, is daar iets waaroor jy wonder oor hierdie nuwe siekte? Dit gee jou die kans om te bepaal hoeveel jou kinders weet, of dit korrekte inligting is en hoe hulle emosioneel deur dit affekteer word. Volg jou kind se leiding. Sommige kinders gaan behoefte hê om tyd hieraan te spandeer en onsekerhede of vrese uit te pleis, maar ander kinders gaan nie belangstel nie. Moeg wees oor die corona om heeltyd daaroor te praat of te dink, of eenvoudig net nie vra hê nie. Tweedens, wil jy dan nou seker maak dat hulle ingelig is en dat daardie inligting ouderdomstoepaslik is. Jy wil graag kalmte en gemak oor die siekte, maar met eerlike inligting by jou kind kommunikeer. Nie te veel nie, maar ook nie te min nie. As jou kind iets vra en jy het nie die antwoord nie, sê dit. Gebruik die vraag as 'n kans om te gaan uitvind. Gaan vind betroubare inligting en sif dit. Dit wat jy voel jou kind nodig het, deel net daardie deel met hom. Op hierdie manier deel jy die feite en die nuutste verwikkelinge met die kinders, maar hulle hoef nie die nuus oor sterftes en ander ontstellende inligting op die TV te sien nie. Derdens, wil jy dan seker maak dat die onsekerhede en vrese wat by jou kind is aangespreek word. Praat kalm en gerusstellend wanneer jy hieroor gesels. Kinders voel aan as ouers bekommerd is en jy moet dus verkies dat jou kommer en vrese oor die virus en oor die toestand van Suid-Afrika se gesondheidsorg, miskien werksonsekerheid of jou bekommernis oor skole, akademie en die kinders se blootstelling aan die virus, al hierdie goed nie voor hulle bespreek nie. Gee jou kinders ruimte om hulle vrese te deel. Dit is natuurlik dat kinders bekommerd sal wees oor hierdie dinge. Oor dinge soos of hulle ook aan doodgaan, of ouma en oupa se lewens in gevaar is. Laat jou kind weet dat kinders nie so siek soos volwassenes word nie, dat die voorsorgmaatreëls wat nou al ons tweede natuur geword het, julle gesin, julle familie, hulle maatjies en almal veilig hou. En dat ons daarom nie elke dag in vrees hoef te leef nie. Laastens is jou uiteindelike doel dan om jou kinders 'n mate van beheer in hierdie onseker tyd te laat voel, omdat in of uit beheer die dinge is wat kinders se siege en emosionele prosesse breek of helbou. 'n Kind benodig spesifieke en praktiese aktiwiteite om in beheer te voel. Hande was, maskers dra om 'n veilige afstand te handhaaf gee al klaar aan hulle 'n praktiese metode om hulle self en hulle gesinslede veilig te hou. En dit laat hulle ervaar dat hulle darm nie net heeltemal uitgelewer is aan hierdie onsigbare vyand nie. Leer kinders wat nodig is om sterk
en gesond te bly, soos dat jy baie moet slaap, jy gesond moet eet, oefeninge doen, higiëne handhaaf en wees 'n goeie rolmodel hiervan. Gaan doen elke oggend julle oefening op die gras of in die sitkamer. Eet jou broccoli, al moet jy saam met die kinders fantaseer dat die broccoli boompie kremsoda fonteintjie is om dit af te kry, maar as dit vir ons sterk en gesond gaan hou, dan wurg ons hom af. Sulke speelse inhoud beweeg kinders ook verder om mee te doen aan dit wat beheer oor die siekte gee. Gesels ook met jou kinders oor dit wat alles gedoen word om mense veilig en gesond te hou. Dit sal jong kinders gerus stel om te weet dat hospitale en dokters bereid is om mense wat siek word te behandel. Ouer kinders gaan meer nodig hê om te weet dat wetenskaplikes besig is om enstof te ontwikkel. Plaas nuusberigte in konteks. As jy 'n bloetjie het wat nodig het om homself volledig op hoogte van sake te hou, kyk saam die nuus en doen saam aanlyn navorsing sodat jy kan filter wat hy hoor en wat hy sien. Ouer kinders en tieners bekommer hulle dikwels meer oor familie en vriende as oor hulle self. Die inligting dat ouer mense meer geneig is om ernstig siek te word, kan hulle bekommerd laat raak oor hulle grootouers. So, om hulle met ouer familielede of ouma en oupa te laat bel en videoklets, kan hulle gerus stel dat dit nog goed gaan daai kant. En omdat dinge maar so van tyd tot tyd verander, is dit belangrik om die gesprek aan die gang te hou. Moet dit nie net eenmaal deurdraf en dan is dit daarby klaar nie. Kinders hoor gereeld nuwe inligting of nuwe vrae kom op. So dit moet 'n deurlopende gesprek bly waar aangevul en herformuleer word soos wat inligting oor inperking of oor corona rondom ons bly verander. Gebruik ook sommer die geleentheid om kinders te help om oor hulle liggame te leer, soos hoe die immuunstelsel siektes beveg en dat hulle tot gesonde gewoontes aangespoor sal bly. Dit gee hulle ook weer 'n beheer van gevoel, 'n gevoel van beheer. Einde gesprekke oor COVID-19 altyd op 'n goeie of positiewe noot. Gee hoop of 'n mening wat die kind se denke positief sal afsluit. 'n Grappige opmerking van pappa soos, mamma, gaan jy vanaand spinasie kook, ou Corrie Corona is vrek bang daarvoor. Gee vir Corrie Corona 'n gesig en 'n persoonlikheid en hanteer hom so in julle huis. Haal die onsigbare vyand uit, want daarmee kan hulle denke deel. Nou ja, ek hoop dat julle en julle kinders hiermee 'n stuk slaankrag kry teen corona en die chaos wat hy in ons en ons gesinne se lewens kom bring het.